Dit is maandag net na 8 en dit is vir my 'n groot voorreg om jou hartlik te verwelkom by Kort en Kragtig hier op Radio Kansel se Hartklank. Ek van die Meiburg is aan die woord en ek wil jou graag help om toegerus te word deur God se woord. Laat ons dan nou saam fokus op sy waarheid vir ons lewens. Ek groet jou vanaand weer eens hierso op Radio Kansel se Hartklank. Ag man, is 'n voorreg om met jou te kan gesels. Dankie dat jy ingeskakel het en dit is so lekker, al ken ek jou nie, al sien ek jou nie, maar dit is 'n voorreg om 'n bietjie met jou te kan gesels weer eens rondom die woord van die Here, want ek wil vanaand 'n bietjie met jou gesels oor geloof, nê? En as ek jou 'n bietjie vanaand sou kon vra, want dit is maar 'n vraag wat baie keer in ons hart opkom. Hoe seker is ek en jy van ons geloof in Jesus Christus? Hoe seker is jy van jou geloof? Man, weet jy dat jy weet? Is jy seker van hom, van Christus, waarin jy glo? Of is daar so 'n brokkie van twyfel in die sement van jou geloofslewe wat jou in 'n mate wankelrig laat? Jy weet, ek onthou in ons finale jaar, toe ons op college was, daar op Bybelskool, toe sit ons voor die groot manne met die dik brille, en toe vra hulle vir ons, hoe seker is jy dat God jou vir die bediening geroep het? En dan het ons almal geantwoord, want ons weet dat God ons geroep het. Het is een manier om tog jou sekerheid van jou geloof in woorde uit te beeld. Ek weet dat ek weet. En ek wil vanaand met jou gesels 'n bietjie oor hierdie geloof sekerheid. Ek weet dat ek weet, God is God, Christus is Christus, die Heilige Gees is waarheid, en dat ek kind van God is en dat ek in die hande van die Here is. En ek wil jou herinner en net vir jou sê dat hierdie kort en kragtig kort woord is natuurlik op Potgooi beskikbaar na vanaand natuurlik, nê. Daarso op Fanie Meiburg YouTube, gaan kyk 'n bietjie daar, jy gaan hom daar gaan kry. Dank die Here vir tegnologie, soos wat ek altyd sê. Jy weet, die gemeenskap van die gelowiges is altyd primêr, maar dank die Here vir hierdie platforms wat ons kan het tot ons beskikking, sodat ons vir die wat nie op hierdie tye, wanneer die medegelowiges by mekaar kan kom nie, dan het hulle hierdie middel tot hulle beskikking om ook saam met die ander kinders van die Here te kan groei in God se woord. Kom ek lees gou vanaand vir jou, want ons praat oor geloof, sekerheid, Romeine 8 vers 31 tot daar by vers 39, ek lees gou, dis 'n paar verse, maar byt vas, dis God se woord, en ek weet, wanneer ons God se woord lees en hoor, dan skep dit tog geloof in ons harte. Wat sal ons dan van hierdie dinge sê, vra Paulus, as God vir ons is, wie kan teen ons wees? Hy wat self sy eie seun nie gespaar het nie, maar hom vir ons almal oorgegee het, hoe sal hy nie saam met hom ons ook alles genadiglik skenk nie? Dis 'n geloof sekerheid. Wie sal beskuldiging inbring teen die uitverkorenes van God? God is dit wat regverdig maak. Wie is dit wat veroordeel? Christus is dit wat gesterf het. Ja, meer nog, wat ook opgewek is, wat ook aan die regterhand van God is, wat ook vir ons intree. Dis alles aspekte van 'n sekerheid van ons geloof in Christus Jesus. Dan kom vers 35, wie sal ons skei van die liefde van Christus? Sou dit verdrukking wees? Dalk benoudheid? Is dit vervolging, honger, naaktheid, gevaar of swaard? Wat sal ons skei? Wie sal ons skei van die liefde van Christus? Soos wat dit geskrywe is, om u ontwil word ons die hele dag gedood. Ons is gereken as slagskape, roep die geloofshelde uit. Maar in al hierdie dinge, in alles is ons meer as oorwinnaars, deur hom wat ons liefgehad het. Ten spyte van die feit dat ons gereken word as slagskape, is ons meer as oorwinnaars. Want ek is versekerd,
dat geen dood, of lewe, of engele, of owerhede, of magte, of teenwoordige of toekomende dinge, of hoogte of diepte, of enige ander skepsel, ons sal kan skei van die liefde van God wat daar in Christus Jesus, ons Here is nie. Kosbare, wonderlike skrif. Jy weet, ek was so tydjie terug, was ek besig om in die land gras te sny, veral na hierdie lekker reëns, nê. En daar was 'n groep bosluisvoëls. Julle weet mos, hulle sit so op die beeste en die perde en die skape, hulle eet die bosluise van die diere af. Nou hulle wy daar in die gras om oral om wurms en krieke en muise en allerlei dinge te vang. En tussen die bosluisvoëls is een spesifieke bosluisvoël wat my oog vang. Maar hierdie knaap lyk baie sleg, man. En toe ek nader kom, toe sien ek hierdie knaap is al so 'n bietjie oud. Hy is nou soos 'n ou Toyota plaasbakkie wat nou al 1 miljoen kilometer op die klok het. Hy is stadig. Dit lyk of hy vol olie is, so vuil is hy, en hy's vaal. Sy snavel is vaal. Daai mooi geel vere, julle wat nou 'n bosluisvoël ken, daai mooi geel vere, hulle is ook vaal. Hierdie is 'n ou kaland. En dit lyk vir my so asof hy geen fight meer in hom het nie. Maar soos ek nader kom, dan sien ek hoe beklei die ander voëls met mekaar en hulle haas na die wurm wat die ander een gevang het. Maar nie hy nie hierdie ou voël nie. Hy loop stadig tussen die gesnyde gras en daar waar hy is, vat hy die kriek. En dan kom die ander en vat die kriek by hom af. Maar hy het geen behoefte om dit hulle te beklei nie. Hy kyk net verder en hy sien 'n ander wurm, dan vat hy dit en hy eet die. Die ander voëls gryp sommer 'n akedus, sien ek daar tussen die lot, en almal beklei met mekaar oor die akedus, maar die ou voël, nee, hy beklei nie, hy is rustig, hy beklei vir niks. En tog kry hy tog ook sy kos waarna hy soek. En omdat hy oud is, beklei hy met niemand nie. En hy jaag nêrens heen nie. Hy stry nie meer oor hierdie onbenullighede nie, want hy het after all nie die krag om dit meer te wil doen nie. Maar hy gebruik nou die ondervinding van sy leeftyd om hom mee te versorg. En ek kyk so na die voël en ek besef, dis nou wysheid. En so kom praat Heilige Gees met my oor geloofsekerheid. Geloofsekerheid is soos die ou bakkie en die ou voël. Geloof. Hulle wandel met God. En daar saam met God, het God hulle met wysheid kom bedien. Want die voël is so seker as gevolg van sy ondervinding, dat God sal sorg, dat hy sy eie kriek sal kry, en hy nie nodig het om daarvoor hoef te beklei en te stry en daaroor hoef te bekommer nie. Hier op sy ou dag weet hy, God sorg vir hom, want hy het dit geleer deur ondervinding. Hy het nie nodig om in onsekerheid oor 'n ander een se kriek of maaltyd of oorlewing eers te stry nie. En jy weet, ons as kinders van die Here moet ook daardie geloofsversekering hê. Ek praat met jou vanaand oor geloofsversekering. Ons as kinders van die Here moet daardie tipe geloofsversekering hê. In jou hart moet jy weet, God sal jou saak vir jou stry. Daar waar jy is, jou omstandighede, jy moet weet, God sal jou saak vir jou stry. God sal vir my stry, soos wat Job gesê het. Hy was nou soos die ou bosluisvoëls en sy vriende kom probeer verduidelik wie God is en hoe sondig hy is. En ek het gedink dat Job dalk teruggesit en geluister het na almal se slim stories oor God en oor homself en hoe hulle dink God hom sien en hoe God hom straf, so asof hulle dink hulle verstaan en ken God. En in hulle poging en wanbegrip van God pik hulle na elke kokkerot en akedus en kriek in Job se lewe, so asof hulle wil sê, Job, dis alles jou foute.
En ek weet, ou Job het so na hulle geluister, en omdat hy al miljoene kilometers saam met God geloop het, verstaan en weet hy iets van God wat die manne niks van weet nie. Sy ondervinding en insig van God steek hierdie manne se teorieë ver verby. Want Job het geloof vir sekerheid. Asof hy ook aan almal kon sê, soos wat Paulus daar sê in Romeine wat ons nou gelees het, wie sal beskuldiging kan inbring teen my voor God? Wie sal my skuldig verklaar? Want jy sien, hy praat van net 'n dimensie van geloof, sekerheid. Ek is die uitverkorene van God. Dis God wat my regverdig gemaak het. Job kon met gemak vir hulle gesê het, my maat, jy verstaan God en geloof in God en jou sekerheid wat jy in God kan hê, glad nie. Hy wil vir hulle sê, julle staan gebrekkig in julle gees en in begrip van julle God. Julle geloof faal julle. Al voel en sê hy ook soms partykeer, waar is God in alles, is sy hoop dit, en weet hy teen die fisiese realiteit van wat om hom aangaan, ek weet, roep hy uit. Hy sê, ek weet my verlosser leef. Dis geloofsekerheid. Daardie woordjie weet, skree geloof uit. En hy vra, hoe kan julle my beskuldig? Jy weet, ek wil jou vanaand sê, as jy tot wederwoorde gekom het, nee, en God deur sy gees in jou woon, is jy soos daardie bosluisvoël, man. Jy beklei nie meer vir wat ander dink jy moet hê en weet en wat met jou tekort skiet nie. Jy weet, jou siel is in rus by jou God, wat jou van alles voorsien wat nodig is tot jou fisiese en geestelike welstand. Jou lewe is in die hande van jou God. Jy het geloof, sekerheid. Jy sien, dan beweeg jy ook in 'n ander dimensie as Job se vriende. Jou dimensie is Job se dimensie. Die dimensie van geloof. Ja, jy sit dalk soos die ou bakkie met oliemerke en hier en daar 'n duik en jou verf is al vaal, man, van jare se lewensondervinding. Die krake wys op jou gesig, die plooie. En dit praat van 'n jarelange lewensondervinding in jou wandel met God, maar dit jou nie gebroken gelaat nie. Dit het letsels gebring, maar dit jou nie gebroken gelaat nie. Jy verstaan van afdraandes, jy verstaan van opdraandes, jy verstaan van driwe en jy verstaan van modderpoele, waarvan jou lyf die letsels wys, maar jy verstaan ook hoe God jou paaie vir jou gelyk gemaak het. Jy het eerstaanse ondervinding wat geloof in God beteken. Man, dis die waarheid. Daardie ondervinding wat geen ander mens jou iets in kan leer nie, en wat geen boek jou van kan leer nie, en wat 'n ander ou se ondervinding jy ook nie van kan leer nie. Geloofsekerheid, man, is 'n ding wat God jou leer. Jy weet ook in hierdie proses dat jou verlosser Jesus Christus leef. Jy weet dit. Dis geloofsekerheid. Ek kan vir jou vanaand sê, nee, mense kan jou dalk beskuldig van jou eenvoudige en karige teoretiese kennis oor die Bybel en anderlike geestelike dinge, maar jy het iets wat die geleerde nie besit nie, en dis 'n ondervinding met jou God. Dis geloofsekerheid. Al val die lewe om jou, wil ek vanaand vir jou sê, al word jy van alle kante ingeperk deur mure van beskuldiging en onvermoëns en uitdagings, dan wil ek vir jou vanaand sê, dan sê jy met geloofsekerheid soos Dawid, met my God spring ek oor die mure wat my inperk en wat my afsny.
of ek laat my ranke oor die mure groei, soos in Josef se geval, toe sy broers hom so verkoop het en hy oor sy lewensverhaal basies vertel as kind. Hy sê, ek laat my ranke oor die mure groei, oor my inperkings. En die wat aan die buitekant is, geniet die vrug van my inperking, van my geloof. Ek wil gou vir jou lees wat sê Dawid daar in 2 Samuel 22, daar in vers 20, in sy dank en loflied teenoor God. Gaan lees dit 'n bietjie man, daai hele hoofstuk, 2 Samuel 22. Maar vers 20 lees ek gou, hy sê daarin, en hy, God, het my uitgelei in die ruimte. Jy sien, hy het oor die mure gekom, hy was ingeperk, maar God het my uitgelei in die ruimte. Hy het my gered. Hoekom? Hoekom het God hom gered? Omdat God behaag in my, in Dawid, gehad het. Man, God het behaag in jou. God het behaag in sy kinders. En God lei jou uit in ruimtes. As jou geloofsekerheid in God soos Dawid se is, kan jy dieselfde belydenis vashou, God red my, want hy het behaag in my. Nie omdat in my enige goed is nie, maar omdat hy met my handel na my geregtigheid, soos wat vers 21 sê, en my en jou geregtigheid, sê die woord, is in Jesus Christus, nie in jou goedheid nie. Jou en my sekerheid is gewortel in dit wat Jesus Christus vir ons aan die kruis gedoen het. Dis waar ons sekerheid lê. Jy weet, ons het net een onderhandelingsmiddel by God, as ek dit so kan noem. En dis ons geloof. Daar is net een ding wat God behaag, en dis ons geloof in hom. Geloof, sekerheid. Jy het dit nodig, want dis jou onderhandelingsmiddel by God. Onthou, ek gebruik dit net as 'n tipe van 'n uitdrukking. Daarom is my en jou bestaan nie een van vrees nie. Dis in geloof, sekerheid, dis ons bestaan. Ek gebruik nou vandag die voël as 'n voorbeeld, en dis vir my 'n mooi verhaal rondom die voëls, maar is dit nie presies waarin Jesus ons aandag laat vestig, as hy sê, moet julle nie kwel oor die dag van môre nie, kyk na die kleding van die blomme. God sorg, man. Dit is geloofsekerheid, hulle lewe in sekerheid van hulle skepper. Kyk hoe die voëls funksioneer. Kyk met wat se sekerheid begroet hulle die nuwe dag as dit aanbreek. Kyk met wat se sekerheid volg hulle die geluid van die trekker. Met wat se sekerheid sak hulle neer op die grondgebied. Hulle doen dit, want hulle skepper sorg vir hulle. Kom ons leer uit hulle uit, man. Lees gou 'n bietjie saam met my. In Lukas 12 vers 24. Kyk na die kraaie, want hulle saai nie en hulle maai nie. Hulle het geen voorraadkamer of skuur nie, en tog voed God hulle. Hoeveel meer is jy nie? Hoeveel meer is julle nie werd as die voëls nie, as die kraaie nie? Toe Elia aan twyfel afgesonder sit, wat gebeur? Toe bring God deur kraaie voedsel vir sy hongerlyf. Hoeveel te meer sal God nie sorg vir jou, jy vir wie Jesus aan die kruis gesterf het, jy wat meer waarde as die kraai het, jy wat deur God so belangrik geag word dat hy die voël se aptyt inperk om voedsel met jou te kom deel nie. Dis die behaag wat God in jou het. Soveel behaag het God in jou, dat toe Daniël se voete die grond van die leeukuil slaan, toe is die engele reeds daar om hom te beskerm. Soos God hierdie Psalm ons aan herinner, hy sal sy engele aangaande jou opdrag gee. En toe daar die 3 manne voor die beskuldigingsbank van die koning staan, waar hulle eintlik in die oë van ander aanbidders en die koning met al sy onderdane minderwaardig gelyk het Sadrag, Mesach en Abednego breëbors 'n verklaring gemaak wat die koning se koninkryk tot in sy fondamente geskit het. Hulle het aan koning Nebukadneser gesê, ons ag dit nie eers nodig om u te antwoord nie.
Ons sal nie buig voor u beeld nie. As ons God wat ons dien in staat is om ons te verlos, dan sal hy ons verlos uit die vuuroond, o koning. Maar so nie, laat dit jou bekend wees, ons sal voor jou gode nie buig nie. Wat 'n verklaring en demonstrasie, nê. Dit spreek van geloofsekerheid. Ek en jy bepaal nie die uitkoms van ons geloof nie, kind van die Here, maar jy het ook nie nodig om jou geloof in detail te verdedig nie. Jy het nie die geloof nodig om te kan sê vir wie jy regop staan. As ons kan kyk na ons skrif, nê, dan sê dit daar sal beskuldigings kom. En die funksie van beskuldigings, dit breek jou geloof af. Om jou geloofsekerheid te vernietig, om jou te laat glo, God is nie lief vir jou nie, God is nie meer lief vir jou nie. Beskuldiging sê al die dinge wat met jou gebeur is 'n bewys dat daar 'n skeiding gekom het tussen jou en God. Die vriende het met ander woorde vir Job gesê, Job, jou lewe is jou straf. Jy is geskei van God se liefde. Wat jy beleef is nie liefde nie, man. Hoe kan God vir jou lief wees as jy jou kinders aan die dood afstaan en jou goed en jou dinge? Jy is onder die straf van God. Jy is geskei van God se liefde. En ek dink hierdie woorde moes jy ook al dalk van iemand aanhoor oor jou lewe, en selfs dit hoor vanuit die fluistering van jou eie twyfelagtige gedagtes, of het jy dalk hierdie aanklag in wanbegrip gebruik teen jou medegelowige broer en suster, wat dalk sinkplantery soos Job. Dawid kon gedink het, die bende wat teen my aanstorm, is 'n bewys dat ek van God se liefde geskei is. En dat hy gedink het, miskien God het my verlaat, maar Romeine 8 spreek van geloofsekerheid, niks kan jou skei van God se liefde nie. Toe die geloofshelde waarvan Hebreërs 11 praat, nê, die mense en diere in die gesig staar wat hulle na die dood gelei het, was hulle verklaring. Ons sien uit na 'n stad wat fondasies het, met ander woorde na 'n huis wat ewig sal bestaan, en dis die nuwe hemel, dis die nuwe aarde waarvan God die bouer, die oprigter, die eienaar en die koning van is. Jy sien, kind van die Here, geloofsekerheid verskuif selfs jou visie. Die Bybel sê Abraham het geglo en getrek uit sy vaders huis. Van Moses sê Hebreërs 11 vers 27, deur die geloof het hy Egipte verlaat sonder om die toorn van die koning te vrees, want hy het volgehou, man, soos een wat die onsienlike sien. Hy het gekyk asof hy God sien, nie die koning nie. In vers 26, en die smaad van Christus het hy groter rykdom geag as al die skatte van Egipte, want hy het uitgesien, hy het gekyk en het gesien, daar's 'n beloning wat vir hom wag. Verse 32 en 34 lees ek ook gou vir jou. Hy sê, die tyd sal ontbreek as ons moet praat oor Gideon en Barak en Samson en Jefta, Dawid en Samuel en die profete, wat deur die geloof koninkryke oorweldig het, geregtigheid uitgeoefen het, beloftes gekry het, bekke van leeu's toegestop het, die krag van vuur uitgeblus het, die skerpte van die swaard ontvlug het, krag uit swakheid ontvang het, dapper gewees het in die oorlog, al die dinge. Stefanus, daar in die boek van Handelinge, hy is so in geloof gefokus op sy God en sy sending, dat hy te midde van klippe wat op hom aankom kan sê, ek sien die heerlikheid van God en Jesus wat staan aan die regterhand van God. Dis geloof. Dis geloofsekerheid. Hulle visie was verskuif deur hulle geloofsekerheid. Kyk man, laat ek vir jou vanaand sê, jy moet iets anders sien en weet, as leeu's, as jy leeu's met kaalhane aanvat en swaardloos in 'n geveg instap, jy moet iets anders sien. Jy moet die onsienlike sien en die onsienlike ken. Dis geloofsekerheid. Ek groet jou vanaand met die volgende. Geloofsekerheid maak mense nie onverantwoordelik nie, maar dit maak jou onverskrokke gefokus op God. Geloof is nou jou dryfveer, nie jou vrese nie. Vrese dryf jou nie. Geloof is die element wat jou getuienis gee, soos die Abrahams, die Moses, die Daniëls, die Davids, die Paulusse, die Silasse en die Stefanusse. 'n Man en vrou van geloof weet en sien iets meer as die ongelowige. Hulle sien en ken God. 'n Man en vrou van geloof is in 'n dimensie van vertroue en rus en geloofsekerheid. Ek kan jou nou nie vanaand geloof gee nie, maar ek weet God se woord werk geloof in ons harte wanneer ons na dit luister en dit lees. Jesus sê vir Thomas, Thomas, omdat jy gesien het, het jy geglo. Salig is die wat nie gesien het nie en tog geglo het. Daar in Johannes 20 vers 29. Hiermee sê Jesus,
Salig is die wat my met die oog van geloof kan sien en in my kan glo. Vrede, blessings kind van die Here, stap uit in die geloof. God sorg vir die mossies. Hoeveel te meer sal God nie ook sorg vir jou nie. Blessings tot volgende week, man, as die Here ons lewe spaar, praat ons weer met mekaar.